nog 'n episode, want ons doen hierdie goed nooit weekliks nie. Dit is elke keer net so, wanneer ons tyd kry om te chat, dan chat ons bietjie met iemand op die podcast en goeders. Hierdie week het ek, of hierdie episode het ek nou vir Jan by die huis gelos. Jan is besig om te swat. Want Jan is eintlik nog 'n baie jong man wat nog op universiteit is en hy is besig om 'n graad te kry in geskiedenis. Ons sit hierso in die pragtige Stellenbosch. Hierso is 'n pragtige, lekker winterreën wat val, 'n motreën en ons sit hierso by 'n straatrestaurant, glas wyn en die onder die heater is lekker warm en ons het pizza bestel, so net gaan nie dalk 'n bietjie van 'n commotion wees as die waiter ons pizza bring. Maar ek het een van my baie goeie vriendinne op hierdie week se show gekry. Iemand wat ek mee saam gewerk het en daai transition van swat na groot menslewe saam mee gedoen het en dit is baie cool. Ek dink dit is 'n baie misleidende tyd in hy se lewe. Maar without further ado, Rosanne Bester. Hey. Welkom op my show. Ja. Dis baie fitting as jy regtig aan dink. Ek het hier geswat vir 4 jaar en nou sit ons hier. Ja. En ons gaan nou praat oor die lewe van swatting. Dit is baie mal hoe die lewe eintlik loop en al daai klas van dinge. Maar ja, okay. Agtergrond. Jy sê nou jy het hierso geswat. Wat nog? Waar het jy groot geword? Waar is jy? Ek weet al, obviously weet ek al hierdie goeders. Dit is nou nie dat ek jou die eerste keer sien nie. Maar waar het hierdie goeders gebeur? Waar is jy gebore? As ek reg onthou, Kimberley. Nee, Jeffrey. Ek kom van die Parel af en toe was ek daar op skool gewees en toe kom ek Stellenbosch toe en toe het ek geswat vir 4 jaar. Wat 'n skool was jy in die Parel? Parelgym. Oh wow. Ja, magic. Ek het vriende daar. Nee, is great. En toe jy hier kom swat, wat het jy geswat? Ja. So ek het taal en kultuur geswat. So my majors was sielkunde kosse aan Engels. En toe Jy kan relax, dis nie 'n interview vir 'n werk hier Ek love interviews, dis lekker. Jy chat met een van jou beste vriende. Ja, maar jy weet nie goed al klaar. En ja, toe ek hier kom swat, dit was die beste tyd van my lewe. Ek weet almal sê vir jou studentejare is die beste tyd van jou lewe, maar dit is. As jy nou terugkyk daarna. Ek het dit baie geniet. Ek het in Bloem geswat en ewen dit was vir my ongelooflik baie lekker geweest. Ek weet nie Stellies is beter as Bloemie. Ek sou nie my graad gekry het nie. Ek dink eerlikwaar ek sou baie rooiwyn, baie pizza. Baie catwalk. Soveel goeders wat ou se aandag kan aftrek terwyl hy hierso is. En goeders, maar okay, so jy dit en hoe toe die onderwys? Hoe het jy toe besluit op die onderwys? Okay, so toe kan ek sê ek was deur 'n break-up. Ek was deur 'n lelike break-up gewees en toe het ek besluit He's listening. Ek moet nou watch net, ons het baie is eintlik een van die vrae. Is jy een van ons 20 gereelde luisteraars van die show? Toe ek is jy? Ja. Great. Jy is my vriend, ek moet luister na dit. En toe ek besluit, okay, ek gaan nou aansoek doen en ek het Ekskuus, iemand is besig om my potte te slaan hier in die straat. Toe het ek my NOS gedoen, my nagraadse onderwysstudies en toe kry ek 'n pos terwyl ek nog geswat het hier in Bergsig Plaza hier onder in die straat. En toe kry ek die pos in Mosselbaai en toe besluit ek, okay, ek gaan dit doen. Ek was nog nooit verder as Parel en in Stellenbosch nie, so kom ek gaan. Niemand geken nie, niks geweet nie. Maar was dit vir jou daunting geweest om weg van die huis af te trek so ver? Dit was scary. Ek sal nooit vergeet toe my ouers weggery het met die bakkie en vir my gewaai het en ek staan soos by my huisie en ek sê ek weet nie wat nou gebeur. Jy's op jou eie. Ek onthou vir my was dit ook dieselfde geweest. Ek het uit die huis uit geswat en die transition vir my toe all of a sudden om op my eie goeders te gaan doen was vir my ook ongelooflik daunting geweest. Jy besef eintlik hoe min het jy as mens dan, hè? Dankie tog vir mamma en pappa wat meubels gekoop het. Mamma en pappa het nie vir my ek is baie lief vir hulle. Hulle het vir my baie goed gegee, maar ek het nie meubels ek het 'n bank wat nou nog staan in Mosselbaai. Ek moet dit dalk teruggee vir hulle. Waar? Hy staan onder Mossel Hoërskoolpunt se koshuis. Staan my een bank wat ek by my ma geleen het. Kan ons dit nie vir my nuwe kollegas gee wat daar werk? Nee, ons moet teruggee vir my ma en my pa. Maar hulle sal dit oorkoop. Ons kan praat. Ons praat na die tyd dalk. Maar okay, toe sê jy nou Mosselbaai toe. Kan jy onthou waar ek en jou ontmoet? In die koshuisgang, in die mans koshuisgang. Wat jy gemaak in die mans koshuisgang? So actually, iemand het my die seuns, dis die mans hier seuns koshuisgang. Okay, ja, sorry. Een van die mense wat by die skool gewerk het vir my 'n boodskap gestuur nog voor ek daar begin het. So ek neem aan hy het my naam en van iewers in die hande gekry en toe sê hy sal my bietjie wys hoe lyk die skool en al daai dinge en toe
Toe wys hy jou die koshuis. Ja, toe wys hy vir my die koshuis en toe kom jy in die gang af. Ja, met 3000 goeders onder die arm wat ek besig is om in te trek. Ja, en 10de apparently was Januarie. ek lelik met jou. 10de Januarie. Ja, net so 'n bietjie snobbish, Stellenboshish. Nee. Pretty much is wat ek nou met jou is jy kom kuier. Ja. Asof ek nie van jou afkom nie. Ja, mos plattelandse meisie nou. Ja. Sien meisie. Okay, en toe is jy in Mossel Bay. En aanvanklik, wat was vir jou moeilik om daai te sien van swart studentelewe nou tot groot menslewe, jong adult, want ek het al baie keer daaroor gedink. Ons het actually regtig waar baie vroeg begin werk. Come to think of it. Ek en jy is ewe oud. Jy verjaar nou die naweek, dan word jy 25. Ek is al reeds 25. En om op 22 te begin werk is eintlik baie jonk. Ek meen ons het ons ERB5 ingedien by SARS op 22. Dis nie baie mense wat dit doen nie. Ja, ek het dit uitgefigure saam met die werk, hoe dit werk. Nie dat ek weet hoe dit werk nie, maar ek dink dis nou nog 'n aanpassing. Ek het nou vrede gemaak met die feit dat jy kom vars uit universiteit uit en dan begin jy en jy's nog gewoond aan kuier, jou eie ding doen. Niemand gee regtig om wat jy doen nie en ewe skielik is hierdie verantwoordelikheid. Dis 'n verantwoordelikheid, want jy moet nou die goeders moet jy ran. Jy moet dit aan die gang hou. Mense kyk nou op na jou. Jy weet, Ja, dit mense is- kyk dit is na die jou, ding. hou jou dop, jy's in 'n gesagsposisie. Ek dink die groot ding wat vir my gevang het van om 'n student te wees tot om 'n jong werkende te wees in 'n beroep, want ek soek 'n onderwyser, obviously ek sou steeds 'n onderwyser. Is die feit dat die accountability wat nou vir jou aksies, jy moet actually iets gaan teruggee as jy iets verkeerd gedoen het, moet jy kan praat daaroor en jy moet kan sê, well, damn it. En kinders kyk na jou, mense kyk na jou, hulle hou jou dop. Verstaan, as jy 'n posisie het wat gesag aanbetref en ek wou amper sê jy kan nie jou voetjie verkeerd sit nie, want dan het jy gesien juffrou en meneer is hier en daar. En ons wou nog ons jong mens lewe op 22. Het jy ooit 'n roemer gehad van jou en 'n manspersoneel by skool? Ek voel jy weet hierdie antwoord. Ek en jy. En toe die dag toe jy gegaan het, wat het jy voor die hele personeel gesê? Ek kan nie onthou nie, is baie lank terug. Ek het die hele Ctrl-Alt-Delete gehad vandat ek in die Kaap kom woon het. Ons sal dit maar nie hier op die podcast Sê dit nie. Ons kan sê as ons 300 views het. ja. Asseblief, kyk die show, ons probeer regtig hard. Maar ja, dit is die accountability. Maar okay, ek bring my by my volgende vraag. Was dit 'n ding wat jy altyd wou doen? Wou jy nog altyd 'n onderwyser geword het? Ek guess nie, want omdat jy nie gaan swat het stryd nie. Ja. Vir my was dit 'n ding en ek het net gesê toe ons op die wynplaas was, as pretty much vir my nog altyd 'n ding dink ek dat ek soort van in die onderwys in wou gaan. Graad 5, jy het gesê graad 5. Ek dink graad 5 en graad 6, ja. Actually, ek het nie deurgegaan met cricketproewe nie en ek was baie sad. Dus ek gaan nou maar 'n geskiedenisonderwyser word. Ek was nog altyd true to myself. So even met 11-jarige Jeffrey, het ek toe besluit, alright, we're gonna go with this. Nee, ek wou 'n speurder geword het eerstens, want my pa was 40 jaar in die polisie. En toe sê hy nee, jy gaan nie in vandag se tyd in Suid-Afrika wat verstaan. Jy gaan nie dit dis moeilik vir 'n vrou en dink ek in SAPD om daar aan te pas. En toe het ek besluit ek gaan sielkunde swat. Mens kry nog baie mense daar Jy doen. in die Dalk onderwys. sal ek nog. Ek dink ek kan nog ons lekker gesag uit Die skelms vang en goeders. Ek kan skiet as ek my bril aan het, kan ek sien. Ja. En toe het ek sielkunde gaan swat, want die idee was om sielkundige te word en ongelukkig is dit baie moeilik om in te kom vir jou. Dit is 'n hengse storie, ek verstaan dit, want om te praktiseer as 'n full-on sielkundige moet jy jou honeurs PhD en Jy moet jou meester sê, ja. Ja, so jy moet vol gaan tot heel bo. Ja. Om dit actually te kan praktiseer as 'n Exactly, ja. En nou, as onderwyser nou, is jy sad oor dit of are you enjoying Ek it? dink nie ek is nie. Ek is content met waar ek is in die sin van ek voel die Here het my gesit waar ek moet wees. Verstaan, hy sou nie laat ek opgeëindig het iewers waar ek nie moet wees nie. As daai sin maak. En daar's tog nog steeds 'n mate van sielkunde wat ek kan uitoefen. Deur mense te help en kinders wat nie aflerk voeltjies is nie, maar wat na jou toe kan kom en wat voel jy's 'n safe space met wie hulle kan praat oor dinge wat vir hulle pla. Dit is baie keer so, mense besef dit nie, maar ek was een van daai dudes en hy was ook definitief, dink ek so,
kom uit 'n bevoorregte huis uit, kom uit 'n huis van 'n waar 'n ma en 'n pa is en al daai figure is in nou se lewe. So ek weet jy, vir my was dit nog altyd 'n ding gewees van dit gaan nie so in elke huis nie. Ek sien dit in baie skole waar ek ook is en mense is figure vir daai persoon, vir 'n kind. Baie keer neem jy die rol aan as 'n moederfiguur of as 'n vaderfiguur vir 'n kind en die voetspore wat jy maak in daai kind se lewe is ongelooflik. Ja, ek dink dis waar die rewarding deel in kom van jy kan actually sien jy maak 'n verskil in iemand se lewe. Soos jy kan sien 'n kind waardeer jou en is lief vir jou en vertrou jou. Correct. En is opgewonde om vir jou goed te kom vertel wat in hulle lewe gebeur. En ek het nooit so gevoel met my onderwysers nie. Ek het nie gevoel ek kan na 'n onderwyser toe gaan en sê wat my pla of dit en dit nie. So ek dink dis cool. Dink jy die onderwys onderskat? Verseker. 100%. Universiteit kan jou nie voorberei. Ek dink ook nie so nie. Ek dink ook dit is baie moeiliker. Ek het begin leer hoe om skool te gee actually eers toe ek begin om onderwyser te word. En ek dink daar's soveel goeders ekstra. En ek dink Postmoderering, QMS. Dis klomp afkortings waarna mense nou praat, maar ja. dit is ek dink die admin deel van onderwys was vir my na eerste jaar geweldig baie gevang het. Ek dink dit is so belangrik dat jy iemand het wat jou net help in daai initial tye. En dit was vir my great geweest vir jou wat saam met my begin het. Mens kon heeltyd gepraat en gesê, "Ja, wat is hierdie?" en dan weet jy dalk iets of jy vra my en ek weet dalk iets. En ons was 'n paar jong mense wat saam begin het. So dit was Ja, maar ek dink nie daar was baie geweest. Ek dink ek en jy was al soos ek weet ons was 'n stuk of 9 mense wat saam begin werk het daar in 2022. Maar ek dink die ding is ek en jy was soos die eerste mense wat regtig uit die huis het. Dit is ons first job en dit was ook daunting want ek meen all of a sudden in university help nie vir mense. Ek weet nie dalk jy kan nou sê financially hoe met jou finance te werk. Ek sukkel nou nog. Universiteit ek was baie lucky ek by my maale gebly en ek moet sê dit's 'n struggle. Jy moet leer iewers toe om met jou finansies te werk en dit ek dink dit kom af van self so met ter tyd met hoe meer verantwoordelikhede jy En het. dit raak overwhelming want jy weet daar's al hierdie klomp goed wat jy moet hê en wat is 'n polis en wat is 'n belegging en waar moet ek begin? Waar begin ek spaar? Waar sit ek my geld? Waarna Maar jy moet moet ek kyk? ook, jy voel skuldig om geld op socials te gebruik. Soos byvoorbeeld wat ek en jy nou doen, ons drink 'n duur bottel wyn, ons eet 'n lekker pizza. Gelukkig is ons al lank genoeg in die werkerslewe waar ek voel I'll spend. Ek kan myself bederf. Ja, ek dink daai. Wel, ek is van jou opinie as mens begin werk en jy werk aan en aan en aan dat jy actually minder geld begin ekstra hê. Ek dink jou uitgawes raak al hoe meer jy werk. Obviously jy maak net maar 'n bietjie meer geld soos wat jy ou Ja, aangaan. maar alles raak duurder. Inflasie is so gal 'n poepel. Ja, is Maar dit was vir my 'n ding geweest was hoe om te leer met ou se geld te werk, soos 'n kredietkaart. Ek het laas jaar my kredietkaart gaan kry. Ek onthou. En- Voor jou Indiese tripie. Voordat ek oorsee was, het ek 'n kredietkaart. Ek was soos ek gaan spend. I mean, jy weet nie wanneer kry jy weer die geleentheid nie, so gaan spend so ver as wat jy kan, gaan gebruik die geld wat 'n ou het. Maar ek dink dat mense leer ook soveel baie, maar okay. Dit is nou konkrete goeders. Ja. Mentally, hoe het dit vir jou in terme van wat ek en jy is maar altyd dieselfde tipe mense wat hou van social te wees, hou daarvan om uit te gaan op 'n Vrydag aand saam met vriende en goeders. Hoe was dit vir jou verandering gewees in 'n plek soos Mosselbaai spesifiek? Kyk, Mosselbaai nommer 1 is 'n klein plek. 'n Baie klein dorp. Dit het ek vinnig en vroeg geleer. En kinderig? Ja, nuus versprei vinnig. Die omgewing is klein. Daar's ook net soveel plekke waartoe jy kan gaan as ek dit so kan stel. Ja, so almal gaan na dieselfde plek toe as hulle op 'n Vrydag aand wil gaan. En my kinders miskien ook. ja, my ding is net even nou met ek wat 25 is. Ek het my verjaarsdag gehou. Ek wil net baie keer bietjie gaan dans en ek wil 'n drink saam met my vriende. Ons is meer as net onderwysers. Jy Ja. het actually 'n lewe. Jy's 'n jong mens eintlik. Jy het 'n lewe. Jy wil baie keer en ons sien robots sê. En ek dink baie keer in die onderwys word mense gesit op hierdie pedestal omtrent diskant 'n doom nie. Waar jy met hierdie verskriklike rain lewe leef en ek is all for it want jy's 'n rolmodel. Jy kan nie
Daar's sekere goed wat jy in plek moet hê. Jy moet voorbereid wees as jy by die klas aankom. Jy kan nie onder invloed by werk. Seker, maar dis nie die kwessie nie. Nee, Daai was nog nooit vir ons 'n probleem gewees. Nee, dit was nog steeds altyd ek probeer te dink dat ons nog altyd ons werk ongelooflik ernstig opgeneem het. So dit was vir my ding. Ek het gesukkel met daai transition omdat ek op universiteit nogal gelaik het om met my vriende uit te gaan en ek besef in Mosselbaai kan ek dit nie noodwendig doen nie en toe ek dit nou maar ek persoonlik het maar vervang met braai. Jy meer as ek. Ja. Want ek wou nog met alle mag. Ja. Ek het gedink ek gaan dit kan juggle. Ja. Uitgaan en werk apart, maar die dorp is te klein. Ja. En so ek was Rosanne het vriende gehad buite die skool waarmee jy gehang het. Ek het maar my pelle was almal van die skool en ek dink almal het maar net soos die mense met wie ek vriende ook was nie tipe mense wat nog Wou uitgaan. Korrek. En so dit het my baie vinnig laat oud voel. Jy was 'n ou oom. Jy was 'n 22. ou oom in Mosselbaai. Ja. Ja. Jy's nou jonger, soos wat ek jou hier sien in die kapasiteit. Ek is baie dankbaar daarvoor vir die skuif. Ek's baie dankbaar vir wat Punt vir my gebied het en wat Mosselbaai vir my gebied het en daai aanvanklike tye wat my geleer het in soveel goed in terme van financially en want die Kaap is 'n ongelooflike diernesie, maar is baie lekker hierso. Wat so Stellenbosch nou hierdie ongelooflike nice setting wat ou nou het hierso 2:00 die middag. Kom jy 'n pizza drink 'n wyntjie in die Dankie tog vir die mooiste- skoolvakansies. Ons praat eers van Dis die grootste great. perk van Dis great. onderwys hier. Ons Stellenbosch is 'n ongelooflike plek, maar ja, dit doen vir my gemoed baie. Ek praat baie oor dit ek en Jan. Sê as ons praat oor Somerset West Cricket Club en Somerset West Cricket Club het vir my 'n geweldige groot ding gedoen en platformgebied waar ek baie vriende gemaak het, baie vinnig toe ek in die Kaap aangekom het. Ons speel almal baie lekker cricket saam en ons braai lekker saam nou in die afseisoen. So ongelooflike vriende wat 'n mens daar gemaak het en goeters en ek weet as Jy jy is ook meer geleenthede vir jou om vriende te ontmoet as wat daar in definitief Mosselbaai was. kyk dit kom down tot een ding, hier's baie meer mense en die ding is van iets soos waar ek nou bly in Somerset West, jy ry 'n halfuur noord en jy's in die Parel, jy ry 'n halfuur wes en jy's in Kaapstad, ry 'n halfuur oos en jy's in Hermanus. So daar's soveel plekke, jou wêreld is ewe skielik net soveel groter as Mosselbaai en Hartenbos wat vir my as mens het ek dit nodig gehad. Ja. Ek is maar ou wat hou van die liggies. So die stadsluggies is vir my baie nice. Dit is vir my lekker om hierso in die dorp nog te wees van Stellenbosch. Ek hou daarvan om stad te gaan elke nou en dan. So die geleentheid om vriende te maak is baie meer daar. Ek dink geleenthede in terme van sport is ook baie meer hierso. Ek dink stepping stone is vir my 'n negatiewe konnektasie wat met dit gaan, maar jy het geleenthede om jouself te ontwikkel in soveel kapasiteite hierso wat great is. Dit is ongelooflik. Jy kan nie verwag van iemand om op 22 al die res van hulle lewe by een plek te werk nie. Nee, glad nie. Ek dink nie so nie en mens moet ontwikkel en ek het nou reg te praat met 'n ander onderwyser wat nou aftree. Hy sê hy was nou langste by 'n skool, hy was 9 jaar by een skool. Ander keer het hy rondgeskuif en hy sê dit hou mense op jou tone en ek dink die verskriklikste ding in 'n lewe is wanneer jy ou begin om te stagneer. Ja, jy raak gemaklik. Jy raak gemaklik met sisteme en Jy ken nie kinders, jy ken nie sisteme, jy weet hoe alles werk. Wat ek dink vir iemand wat die punt is van ons hele storie vandag, van universiteit na skool of na werk, dis nie 'n slegte ding nie. Dis ook 'n goeie ding om vir 'n tydjie te stagneer en jou voete te vind en te kyk, okay, hier is ek, hierdie is wat ek moet doen, hierdie is wat werkerslewe vir my is. Dit het my baie gehelp toe ek nou oorgekom het na 'n nuwe omgewing, werksomgewing. Ek het gesien ek het eintlik al so baie geleer in die laaste 2 jaar met wat ek nou het. Wat is die ding wat jy meeste mis van die universiteit? En ja, kom ons begin met dit. Mamma en pappa het vir my gesorg. Ek weet Dit die was mediese baie fonds, kan ek dit sê hoe ouma van my klink dit soos mediese fonds. Ek nie dit self hoef te betaal nie, maar ek dink daai verantwoordelikheid wat van jou skouers af is. Jy het een werk en jou werk alleen is om te swat. Dit gaan net oor jou. Yes. Eintlik selfsugtig, maar ja, dit gaan oor jou. Jy het hierdie swattings, jy moet dit jou toetse skryf en jou graad kry en dis kind of jou mikpunt. Jy So it's all up weet to you. eendag It's not- gaan jy begin werk, maar Jy dis het nie die nou als verantwoordelikheid teenoor iemand anders nie. Ja. Dit is iets ek sou nog meer wou gaan lewe het as ek op universiteit was. Ek Ja. voel ek het baie geleenthede van lewe deur my vingers laat glip. Ek gaan eerlik wees, ek het soos 'n hele nie 'n persoonlikheidsverandering ondergaan soos dat ek 'n hele ander mens is nie, maar ek het
baie meer ontwikkel as mense ek actually eers uit die huis het is en dis 'n ander punt waarby ek wil uitkom. Ek dink as mens ontwikkel jy vreeslik baie as jy eers op jou eie bly, ek moet my eie lakens was, ek moet my bedde goed was, ek moet my eie Ja, dit het ek hier gehad. So ek dink ek het vroeër as jy begin daai alleen selfstandigheid. yes. Alhoewel ek kon nog maklik naweek huis toe gaan. Dit is naby van Stellenbosch af na die Parel toe is baie naby. 30 minute. Maar ja, dit is vir my 'n ding as ek dit kon oor hê, ek sou glad nie ek sou baie graag op Stellenbosch wou swat, maar ek sou nie my graad gekry het nie. Ek sou 'n 4 jaar kursus Sou jy iets anders swaat? as ek kon teruggaan. As jy nou, want ek voel hulle verwag te vroeg van kinders om te besluit wat jy wil doen vir die res van jou lewe, obviously. Ja, as jy's jy nou 18 is jaar waar jy oud. nou is, sou jy dieselfde ding geswat het? Kom, ek draai dit nou om en vra vir jou 'n vraag. Sou jy dieselfde ding geswat het? Look who's asking the fra now. Yes, Yeah. where you are now. Weet jy wat sou ek iets anders geswat het? Ja, ek sou. Dis my antwoord ook. Ek sou iets anders geswat het. Is ek happy met waar ek nou is in lewe? 120% ja. So dan gaan mense het altyd die stigma van 'n onderwyssalaris. Ek sukkel nie. Regtig waar, dit is nie vir my dat ek moet gaan somme maak Ja, op maar 'n jy het middag. nog nie 'n familie nie. Huh? Nou dat ek hierdie baba aan die agtergrond hoor, gaan jy 'n familie kan. Ek weet nie hoe mense wat families het dit doen nie. Ek dink die meeste werke, hè. Ek het 'n appel Ja, actually. true. Ek het 'n appel actually wat bedank het uit die onderwys uit en hy soek nou 'n ander werk en hy sê ek kry nie iets wat so goed betaal soos die onderwys nie. So as Dit is jy definitief nie 'n low paying job nie as jy dit vergelyk Ja, met dis jou above- average werke. baie ver above average in Suid-Afrika. Ja. Vir wat ek ook ervaar. Dis vir my ek leef lekker op die stadium. Dis vir my baie lavish tipe leefstyl wat 'n ou kan En ons is by goeie skole wat ons goed betaal. ja. Nee, dit is so. Wag ja, nee, wat ek die meeste mis van studentelewe sal ek sê en wat 'n mens vinnig moet unlearning. Dat is soos hierdie hele ding Bourbosch op 'n stadium so 'n engse ding gedeurgegaan van unlearning. Is die feit dat mense net nie meer Tyd. ja, jy het nie meer so baie tyd nie. En dit is Ja. dit is nogal 'n ding jy is 'n verantwoordelikheidsin wat 'n ou nou ewe skielik het. En Op universiteit het jy tyd gehad. Of jy nou dit dink of nie, jy het 4 klasse gehad of 3 klasse 'n dag. jy het 'n baie kort dag. Jy het Ewe skielik het opgestaan skool toe, universiteit toe gegaan en jy het teruggekom en jou ding gedoen. ek vat uit my eie perspektief met sport en goeders. Ek het 'n 7 to 5 en 7 to 6 baie keer wat ou het met werk en goeders. So dis ewe skielik 'n baie lang tyd wat 'n ou mee besig is in 'n dag en jy spandeer so groot tyd van 'n ou se lewe in dit. En goeders baie dankie. Dankie. Ons pizza het nou net hier aangekom. It's amazing. Thank you so much. So dit bring my by my laaste paar vrae. Ons moet nou klaar maak anders dan word die pizza koud. Voel jy verandering of Thank you. stabiliteit? Verfyn daai vraag vir my. In watter opsig? Ek sal sê om skole te verander. Oh, okay, in 'n werksopsig. Ja. Terwyl 'n mens jonk is, mens doen nou Okay, dit is niks teen die skool waar ek tans is nie. Ek dink vir enige jong mens wat wil weet, ek dink nie ek sal vir enige jong mens sê bly vir ewig as jy op 22 begin werk by een skool totdat jy 60 is nie. Ek dink jy gaan baie gemaklik raak in een spasie vir 'n baie lang tyd. Ek dink jy wil plekke sien, jy wil dinge doen, jy wil met verskillende mense te doen dis kry. een lewe, nee. Ja, exactly. So Nee, ek dink verander, wees net lank genoeg by 'n plek dat maak jy merkie hulle by 'n justice plek. kan doen. Ja. Maak jy 'n merkie by 'n plek. Hulle het invest in jou, invest in hulle. Ek dink dis die groot ding is wees net 100% daar. Is jy nou juffrou Bester happy met waar jy is op 25? Hoe baie tyd het jy? Ek weet nie, hierdie is 'n baie diep vraag vir 'n Ek is bly met waar ek is en hoe ek hier gekom het. Maar ek glo daar's nog beter op pad. As daai sin maak. Ek weet ons Ek baie dink dinge so. wat ek dink toe mense op skool was het jy gedink 25 jy gaan nou teen dit al 'n kind en 'n man hê of iets. Maar sorry en vandag se tyd werk dit nie meer so nie en
ek is so okay daarmee om nou single en content te wees met waar ek is. Wat ook al moet gebeur, sal gebeur. Dit sal kom op sy eie tyd, maar ek weet ek is waar ek moet wees vir 'n rede. Is jy gelukkig? Op 25 nou. Ja. Ja. Obviously, ek het ook soos jy nou sê, mens vergelyk jouself baie met jou ouers dink ek. En my ma het getrou op 24 Maar my ouers is baie laat getroud. en ek gevoel wel ek het ook op 25 getroud wees en dit was 'n lange ding wat jy gevoel het jy so half. Mens sien baie mense op Facebook wat verloof raak en Instagram. trou en goeders en dan voel jy soos I'm missing out, I'm doing something wrong on my side. En dit was vir my 'n lange ding waarmee ek moes werk en wel eventually het ek dit geoverkom. Nie almal het dieselfde bootjies nie. Party mense was fyn om hulle hele lewe lank in Bloemfontein te bly. Vir my was dit belangrik om bietjie meer van die wêreld te sien, dalk nog oor see te gaan en daar te gaan werk. Is actually iets wat ek wil discuss in iemand anders se episode, bietjie is om oor see te gaan werk. Goeders, okay. Wanneer voel jy as 'n mens oud? Ek het met hierdie ding gesukkel, ek gaan jou sê hoekom. Ek het toe ek nou 2 weke terug 25 geword, ek gevoel soos ja, ek soen nou groet my jeug tot siens. Maar ja, Maar dis weer eens as gevolg van jou omstandighede en wat jy voel jy al moes bereik het op 'n sekere ouderdom. Baie mense sê jy is so oud soos wat jy voel. En ek dink dis waar, soos party dalk voel ek, weet jy wat besef ek baie? Sorry, ek interrupt myself nou. Ek voel nog 18 aan die binnekant. Dan ontmoet ek iemand wat 18 is en dan sê ek soos, oh no, ek is nie meer, ek is definitief nie meer. Ja, dit is baie waar. Ek dink maar meer in lewe en mense vat later na verhoudings toe, is phases of life. Ja. Fases van lewe wat meer deurslaggewend is as wat iets anders te sal wees. En dit gaan oor wie jy met jouself omring. Definitief. Ek dink jou circle. Ek het in Mosselbaai nou fans, ek het daar vriende vir lewe gemaak, maar mense daar was bietjie ouer van gees alreeds gewees as wat ek is. So kan jy sien hoe mense van hier af daartoe gaan en bietjie sukkel om met die slow life aan te pas. As jy gewoond is aan hierdie lewe. Ek verstaan. Maar ek dink ook dit is nie one size fits all nie. Almal is weer, party mense is weer baie happy met dit. En ander mense soek dalk net 'n bietjie meer as wat dit vir jou bied. Okay. Het jy nog drome? 'n Ryk man ontmoet. Ek dink. Ek het 20 luisteraars op hierdie show. Okay, een uit die 20 luisteraars as julle 'n ryk wynplaas het, somewhere hit me up. Ek weet nie, ek dink my drome is om oor see te gaan nog. Dalk vir 'n jaar of 2 daar skool te gee, want weer eens, jy is so jonk. Ons het nie 'n man of 'n kind of 'n vrou wat ons hier hou nie, verstaan? En ek dink jy gaan spyt wees op 40 as jy terugkyk en jy is van hoekom het ek nie maar vir 2 jaar oor see gegaan nie. Okay. Laaste vraag. Lewe in die Boland. Oh, Wat dink jy van die Boland se leefstyl? dis alles en meer. Dis alles en meer wat hy vir jou advertise en bied. Dit is net, dis lekker, dis laid back, dis lewe op jou eie terme. Ek weet nie of daai diep klink nie, maar dis lewe op jou eie terme. Dis ook 'n tipe van slow life. Dit is slow and fast-paced. Jy kry ietsie van alles, baie naby aan Ek vat vandag is 'n baie rustige dag hier in die Boland. Maar 20 minute van hier af is stad. En hier's Vir wynplase. my, ek het nou in 3 plekke gebly. Ek het in Bloemfontein gebly wat basies maar 'n groot dorp is. Klein stad. En ek het gebly in Mosselbaai en dit was vir my 'n moeilike aanpassing geweest van Bloemfontein af na Mosselbaai toe omdat Mosselbaai eintlik maar 'n dorp is. Klein kusdorpie. Ja. En dit was vir my welkome verandering om weer hiernatoe te kom. Dan voel ek weer baie kere as ek in die stad is soos joh. Die vibrancy en goeders is oorweldigend eintlik. Baie divers. Maar Stellenbosch het vir my regte sens van al twee. Maar jy kan hier sit in verkeer en hier's vibrant en jy sien besigheidsmense hier rondloop Ja. en hier's baie geleenthede ook nog vir 'n mens en dan Somerset West is ook vir my 'n regte kalt van alles. Okay. Maar ja, dit was nou dit gewees. Baie dankie dat jy kom kuier het. Op die show ons gaan jou niks betaal, ons het nog nie geld nie. Ons wag vir Castle Light om vir ons nog 'n sponsorship te gee. En enigiemand van Spoegvol of Fransje van Gogh. Sponsors, kort sponsors. Ek voel net ek moet hardop sê dat Fransje van Gogh, hy weet dit nog nie,
Maar eendag gaan hy by my troue en my begrafnis sing. Ek moet dit net daar buite sit. Al my vriende Frannie weet dit al luister, klaar. hoor. My vriende weet dit al klaar, maar Sê hy het- weet dit nog nie. Sê dit in die big mic, soos wat ons goeie vriend Peach sou sê. Frannie, jy gaan by my begrafnis sit. François, ek was al by meerderheid van jou. Wow. Daar ry hy verby. Ja, daar ry hy verby. Sê dit vir hom in die big Jy mic. gaan by my begrafnis en my troue eendag perform. As my man ook nou hier luister, sorry, François gaan by ons troue perform of jy nou van hom hou of nie. Janneman, jy het gehoor. Ja, dit was dit vir hierdie week se episode van Beers, Balls en Bats. Ag shit, nee, kyk dit op. En chats. Okay. Daar's hy. Rosan Bester.